Here is die bly om in die huis van die Here te wees. Dit is die huis van die Vader. Dit is die plek van aanbidding. Dit is die plek waar God alles reg maak. En nie treat nie. God treat niks. Hy maak reg. Die government het ons in 'n stelsel gekry waar hulle dinge entertain en dit treat. Maar ek ken 'n God waar die heerskappy op sy skouers rus. Ek ken 'n God wat met niemand vergelyk kan word nie. En as ek by die heiland gekom het, kan julle my vergewe, kan ek die baadjie uittrek, raad van die Here. Amen. Ek is nie so lekker gemaklik met die besigheid nie. Kom, man. Is altyd 'n probleem. Wanneer ek so maak, dan sê my pa vir my, vra net vergifnis my kind, sodat jy niemand laat struikel nie. Amen. Ek wil eerstens ons bishop erken aan die huis van die Here, ons distrikopsiener, plaaslike leier, die is erken en die salwing van die Here wat op die lewe rus. Halleluja. Ons sal moet die mic reg kry, geliefdes, want ek gaan nog 'n rond staan vandag. En dan wil ek die delegasie met die groet, die raad van die Here, is begroet in die onfeilbare naam van my koning Jesus. Elke apostel, elke ouderling, elke pastoor, en besonder die evangeliste wat hierdie week diep gekrap het, elke leraar, elke dieken, julle is gegroet in die oorwinningsnaam van my koning Jesus, met julle gade, ek herken die teenswoordigheid en die salwing van die Here wat op die lewe is. Die uitgepakte tent, die binnende moeders, die jong mense, die sonneskool, waarin wyl in geheel, is begroet in haar die mooie naam van ons koning Jesus. Spesiale begroet aan ons diensleier vanmôre. Ek wil u ook welkom hier, Boetitai. Evangelis die, Evangelis Abrams. Ek erken julle gesagte van die Here. Deel uitmaak met die musikante. Ek erken julle ook manne van die Here. Dit is 'n eer om saam met julle die pulpit van die Here te deel. Dit is die enige man wat op enige platform gebruik kan word nie. Baie keer moet ons eers damage control doen voor ons kan preek. Maar terwyl ons besig word en terwyl ons intap hierdie week by die huis, terwyl daar geweldig gebid word vir hierdie veldtog en terwyl die manne van die Here beweeg, sê ek ook vir die Here, laat geen onbesnedene van hart. Ons is mis in die Nuwe Testament. Ja. So jy moet jou hart besny om die woord te verstaan, sodat God kan ingaan en die woord kan openbaar. Sodat geen onbesnedene die pulpit betree nie. Meaning geen ongelowige enige mag of krag om hier te operate, behalwe hulle wat geordyn is van God. Die man van die mandaat was, ek moet die vele was nie. Ek wil hom ook begroet vir hierdie geleentheid. Die geleentheid is uitgestel, maar die Here het geweer. Ek wil my opstanding bekend maak aan waarin wil. Kom ons lees die woord van die Here lees. Kom ons staan en lees ons die woord van God. Ek is nog steeds by Johannes hoofstuk 11. Ek is by 24. Ek is by 25. Ek is by 26. Die opskrif lees die opwekking van Lazarus. God sien sy woord. Julle mag maar sit, geliefdes. Nou Lazarus beteken God het gehelp. Lazarus beteken die betekenis wat sê God het gehelp. Of God is 'n helper. Nou die rol speel af in Lazarus se lewe. Lazarus is baie bekend die maar diep lief gehad by Jesus. Lazarus was 'n man van aansien nie. Maar Lazarus het iets gebesit wat Christus diep lief gehad het. So Lazarus was iemand in die verborgenheid wat God moes openbaar. Baie van ons sit in ons hoeke en ons dink ons beteken niks nie. Maar Lazarus sê, God gaan my help. Baie keer sit ons aan plekke. Baie keer sit ons aan plekke waar ons besluit dat God weet nie van my nie. Die Here sê ek is lief vir jou, maar jou beurt kom. Ek sê wag net, jou beurt gaan aanbreek. Lazarus het nooit die stage gereach nie. Lazarus het nooit Here my siel aanpakkie van mense gesien nie. Lazarus het nie voorreg gehad van ek nou het om
niks te staan nie. Julle hy, wie jullie dit? Actie! Julle hy, vir wie jullie dit? Kry zwaar! Julle hy, vir wie jullie dit? Weer onder zwaar druk! God sal u help. Lazarus was geken deur sy suster wat die voete van die Here gesalf het. Elke naam aan hierdie plek het 'n betekenis. God gaat hier kom op grond van jou naam se betekenis. Ons gee nie 'n kind enige naam nie, maar jy gee hom 'n naam afkomstig van God, van die dag as God opdag in jou lewe, dan red jy van Betanië. Laat die Fariseërs raad hou om Jesus dood te maak. Ek weet hoe naam word nog in Warrington genoem. Ek weet hoe naam word nog in Hartswater genoem. Dis nog in jou tyd. Jesus het gehoor van jou probleem. Hy tel hom so 4 dae om op te dag. Hy het gehoor. Hy sê vir Moses, ek het die gekerm van my volk gehoor. Ek het die hartseer van hulle gehoor. Maar hy dag op. Hy dag op. Hoe nooit dan die dag op nie. Dis die probleem wat ons het is. Hoekom Lazarus moes dood? As zodat die Seun van God verheerlik mag word. Ons kan nie nou vir jou alles hier. Jy moet wag, sodat wat jy doen dit aanbreek, dat die Seun van God in jou lewe verheerlik mag word. Want het gaan om die lamgeslag op Golgotha. Het gaan om die man met die pulperkeer. Het gaan om die man wat die kruis moet verdraai. Het gaan om die man wat zijn leven voor jou afgeleverd. God het gejouw. En terwijl je vir Lazarus aanskou, geliefdes van die Here, dis hoekom dat moeilijk is vir die Here. En dat jy op elke begrafnis by te woon, van waar hy kom, stop begrafnis onmiddellik, die opstanding is daar. As hy opdag, dan stop die begrafnis. Dan het gekom. Die Verenigde van Nijn, sy sien, as die mannen word gesê, staan stil. Laat staan die draagbaar. Ek wil die kraas opdrag in die geest. Stil. Die opstanding. Het gaan er vuur. Die dochtertjie van Jairus. Ons lijkt mistroos. Die dochtertjie van Jairus. Die troosters is daar. Hulle sit daar. Zwaakkere aangetrek. Elkers in die hoek opgestreek. Bonnen vast goed in die hoek. En die man van God, Jesus Christus, niks anders als hy nu, maakt sy entrance. En hy stop. Begrafnis stop. Wanneer hy kom. Aan die ou profeet is 'n boek. Aan die Ou Testament skryf die profeet Elia of Elisa. Ek is nie seker nie. En sy mantel is nie afgegee. En hy sterf. En die seun, die seun, die man van die Here, opgewek, 'n tyd terug, sterf. Maar omdat die krag van God aan die man van die Here is, en die mantel was nie afgegee nie, gee door alle mag om die kind op die graaf neer te gaan sit van die opstanding, die opstanding, die opstanding.
wat die uitwerk. En al wat die Here vra, waar het hulle hom neergelê? Waar het jy jou aanbidding neergelê? Waar het jy die uitleg van tale neergelê? Waar het jy die prediking van die woord neergelê? Waar het jy die koorkans neergelê? Waar het jy jou sang en klag en opstanding neergelê? Waar het jy jou intercession neergelê? Afgeskryf. Daniel Skuil het jou afgeskryf. Kimberly het jou afgeskryf. Abidan het jou afgeskryf. My vader het jou ook vir liefde neergelê. Maar die probleem wat ons mee sit is, sy dink aan die laaste dag. Wanneer hy opdag, dan kanselleer alles van die laaste dag. Hy is op die plek van hy is die laaste dag. As die laaste dag vandag aangebreek het, dan spreek ek in jou gees die opstanding van God in jou lewe, in jou situasie, die opstanding van God, spreek ons! En die laaste, ek kan nie so lang wag, want die Seun van God moet verheerlik. Die ene wat ek by die sisters opgetel het, by Martha, haar geloof was baie sterk. En die dood. Mense sê dood in jou huis is. Hoe is jy sterk? Maar al wat sy weet, ek hang aan die belofte. In die laaste dag. En daar die laaste dag, die dag die pas van die laaste dag op. Van die voerte en die passeine sal blaas. Toe kom die pas van die laaste dag, sonder een passein van die nog nie. Wat ek gedoen het toe hy hier was, het geen betrekking tot op die laaste dag. Want toen hy nog gesterf en ek is die bloed, nog in die Nieuwe Testament nie, so net is geldig nie. So solang hy hier is, he can break the rules. Aan die laaste dag, Here. Vader, ons kan nie so lang wag. Ons kan nie so lang wag. 10 jaar se werkeloosheid. Ek kan nie wag tot in die laaste dag. 10 jaar se onderdruk lewe. Ek kan nie wag vir die laaste 4 jaar se leefkostasse. Ek kan nie wag vir die laaste dag nie. Ek het swak geword in my bekering. Ek kan nie wag tot die laaste dag toe. Die huiseienaars van die huis kom vat. Ek kan nie wag tot op die laaste dag. Die laaste dag het in werking gekom toe hy sterwe. Van alles wat verseel word, moet met bloed verseel.
deurpos met die doodengel van Dis 'n testament. Hy's geldig want Moses is oorlede. Hy's geldig. Christus het nie gekom om die Ou Testament te vervang. He came to bring it into fulfillment. He fulfilled the law with 2 laws. You shall love your neighbor as yourself. And you shall serve God and no other father. Die woord beskryf is in die hele profete. En die wet hang aan die 2 gebooie. Dis hoe zwaar Jesus is. En terwyl hy kom in die graf, ons gaan nou na die ding wat jy so laat sukkel. Ons gaan nou na die ding wat jy so laat sukkel. Daar's baie van ons wat jy na die sit, vanmôre jy sit wat vrygelaat is in Egypte, maar die 12 nog in die woestyn. Ja. Ons wil net jy moet Sinai toe kom en God ook kan kry as sy eie. Want toe ons met Sinai kom te maak God vir Israel sy. Die opstanding is vir my ietsie apostel. Dit dra krag. Die feit dat die Here jou roep is niks. As hy jou losmaak, hy roep om Lazarus, kom uit. Die woord beskryf, hy het uitgekom, vastgebind. Als weet is met weer, als weet is uit Egypte laat het vrygekomen. Hy dwaal in die woestyn, maar God het een opdracht in jou leven. God wil die toekomst losmaak, zodat God sy vruchtbaarheid bij jou kan plant. Is die God van jou losmaak, is die God van jou losmaak. Waar is dit zijn problemen? Kijk die hier. Haar vader moet een probleem hê. Kijk die hier. Kijk hier. Hy was nou die dag dood. En wat jy sê, hy kan los hom. Hy kan los hom. Ek weet nie wat hoe vast hom. Maar die steen is met die eerste koortjie weggerol. En met die tweede koortjie, toe roep hy jou. Toe roep hy jou. En met die prediker wil hy jou losmaak. Jy sien, as Lazarus alright is opgewek, hy moet nog gaan. Maar hy is nog vastgekomen. Meaning dat jou verlede gaan nog oral met jou waar jy beweeg. God wil jy met die verlede en die verlede los. Ek het nooit gehoor Lazarus praat daarna van sy doodwees en sy opwekking wees. Dit behoort aan die siel van God, van die siel van God, sy heerlikheid moet geopenbaar. Ons weet is bekeer, maar daar is een ding wat die mense jou mee altyd slaan. Sy is in die dood niet opgeroep, maar die probleem is het nie seker gemaakt dat die doek afgehaald word. As ons die kracht van God sien, dan moet ons die seën van die Here leer ken. Terwyl die sang met Job gisteraan, sien ek die bekommernis in baie mense se gesigte, maar omdat ek die seën van God ervaar. Kom op, bou gou hier geloof, net so bietjie. Ons kom in 'n plek genaamd Mariesburg 'n paar jare terug en ons word daar geroep om te gaan preek. 'n Babatjie seker so van 'n jaar oud, jaar 1 maand. Sy hart het 'n gat. En die veld tog loop. En op die Sondag by die uitnodiging, ek glo ek moet die altaarwerk doen en ons doen die altaarwerk. En dan kom by hierdie spesifieke vrou wat sê my kind moet geopereer word volgende week in George. Ook baie kan nie my woorde onthou, maar vind, dit was 'n baie kort gebed. Here openbaar Uself aan haar, sodat sy hierdie kind eendag na die huis van die Here toe kan staan. Volgende week staan ek by my neef se begrafnis. Nee, ek lieg is. Patent se seun, een van sy vrou se seuns, is oorlede oor 'n broers. En ek word gebel.
Staan by jou oopgraf. Kyk wat maak jy opstaan. Here prys. Sy sê, man van die Here, die dokters het my teruggestuur. Hulle sê die gat in die hart is weg. Mense, hy sien dieper as ek. Hy sien dieper as ek. Maar antie met 'n verlamde hand. Evangeliste luister, ons moet ons afsonder vir hierdie tipe werk. Want julle kan alleen hierdie geslag uitverdryf deur gebed en vas. En sy kom in met 'n verlamde hand, sy sit daar op die eerste bank. En sy sê vir my, pastoor, ek kan nie met die hand vat nie. En ons bid, die diens is nie aan nie, ons bid. Toe die diens begin, toe ek gaan om die tent gaan nat te spat. Want dit is my werk. Toe gaan om die tent nat te gaan spat, gewoon kry ek hy selfde hand met die emmer. Ek weet van wat de God praat. As die geloof nog niet daar is, kan ons nog aangaan. As die geloof nog niet daar is, kan ons aangaan. Die Here profeteer en hy sê, die volgende meier kom van Maritzburg af. En ons profeteer die aan, nie soos die mense profeteer, net God sê. En toe ek teruggaan, toe die meier van Maritzburg gaat boeien. Baie onmoontlik, maar sy is geboeien. Toe staan sy as meier. Hulle het nog net meiers van ander plekke gekry. Dis wat die Here kan doen. Kan ek iemand se confidence nog bou voor jy? Gaan jy altyd toe kom as ek doen los sê? Gaan jy kom? Kan ek jou losmaak? Kom eens maak jou los, die Here sê is genoeg. Kom eens staan, die Here sê is genoeg. Ek kan jy nog eens sê. Ek preek laas jaar in Beaufortwes einde van die jaar. 7 dae cruise. In Beaufortwes is droogte. Die plaasboere is as skape dood. Ek loop altyd met getuie, hier is my enigste getuie die. En die water wat in die plek is nie genoeg. En die Here sê, my seun, preek hierdie boodskap. Vul julle hierdie dal met gatte. Want ek sal die wind nie stuur. En julle sal die reën nie sien. En die Here profeteer deur my en hy sê vir my, sê vir die volk, hulle moet jou denke opsit. Sê vir die plaasboere, die hoeveelheid reën wat hulle soek, sal hulle kry van die Here af. En ek maak hierdie profound statement, ek sê, voor ek by die huis kom, sal julle my bel. Maandag, dinsdag, toe kom my video's deur. Die reën het gekom. Ek weet, wat 'n God ek aanbid. En wanneer ek hier staan, is ek besig met serious business. Jy hoef my nie te kom sê nie. Die Here gaan om my openbaar. Oupa, toe ek klaar gebid het Vrydag aan toe kom, toe sê, ek wou jou gesê, maar toe hoor ek. En die gebed. Goeie jy, God kan jou losmaak. Jesus vraag van Martha, goeie jy, jou broer kan opstaan. Ja, Here, in die laaste dag. Hy sê nie meer, ek is die opstanding. Die opstanding is nie een ventie. Hy is 'n man en sy naam is Jesus. Die oude kolle sê, ek het nie genoeg. Die Here sê is genoeg. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Praat in elk geval, skyn na jou pap voor jy weet eens wat so. Kom na die altaar toe, die Here wat jou losmaak. Die lokasiese mense praat, hoe door jou, maar God wat jou losmaak. God wat jou vryspreek. Die mense kyk julle aan met armoedige hasie. God wil julle losmaak. Ek weet nie wat jy nodig het, maar die Here weet, as jy vandag hierin gaan, dan God is gevolg. Kom na die altaar toe. Die Here is met ons. Terwyl ons was aan so klaar die duiwel uitdryf, Moruti, kom ek by die huis en ek lê daar so
is vanmorgen, terwijl ik zo leer, reis mijn kopharen en mijn nek trekt stijf. En die mensen gezellig zijn klaar daar binnen. Dat hulle kan zeggen, hij gaat komen om mijn vaders, mijn tempelen te komen toets. Die voer zei, ik wil hier wat die voer staat moet groeien. Staan uw tempelen dieper. Laat uw tentzeilen vet opgemaakt worden. Want die gaan links en rechts uitbreken. Ja. Ik zeg je vandaag, die mensen waar je gekritiseerd, zal die mensen wees waar die goeie nieuws van jou gaan verkondigen. They not criticize you. They will be the bearers of the good news of what God did to you. My sister, kom praat gauw. Kom sê gauw wat sê die Here, want ek wil hierdie mense bedien. Amen. Ek wil almal begroet in ons middag. Ek gaan net afsê wat die Here gesê het. Ek dink die Here sê hy het watchmense waren by aangestel. Maar hulle slaan nie ag nie. En terwyl hy sit, sien ek hoe die jong mense hier voor die gebou staan en ek sien hoe hulle wegfight. Dankie. Die oude kol hierna die Here. As vir die jong mense, dat julle wakker gemaakt wordt in die plek waar julle sit, terwyl julle opdracht van God het. Sien julle die groot mense sterwe uit? Wie moet die kerk vorentoe vat? Wie moet wakker oor Warrenton? Wie moet wakker oor Warrenton? Is jou werk. Kry klaar met sonde en ongerechtigheid is jou werk. Zodat die plek van die Here die guns van God kan geniet.
Wat ik ga met jullie, en hij verklaart zal doen. Wat zij op jou om iets te doen, wat gezien zal doen. En dat ik vraag, kan dat gaan doen? Bij die bieden, die was ik dat doen. Mijn gebed is hier, dat elke bied die we naar huis zien, verwezen zal doen, diep van de Heer. Van Jezus Christus. Ja, elke aanval van Satan wordt